Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Rika Lou, my gas op 'n ma en 'n mikrofoon vanaand. Ek sien Chloe is ook daar in die skerm. Welkom Chloe, ons is bly jy praat ook saam met ma. Jy's welkom om enige tyd saam te praat as jy wil. Ek sien so uit na hierdie gesprek en om julle gesin te ontmoet. Die op 'n ma en 'n mikrofoon gesels ons oor ma wees en pa wees en ouerskap en gesinne en hulle unieke uitdagings en geleenthede en ek dink julle is 'n wonderlike unieke gesin wat julle storie kan deel. Marika, ek gaan dat jy so dalk net vir ons kykers en luisteraars wat nou niks weet van die Lou gesin daar in Middelburg nie, net so in 'n kort opsomming vertel vir ons, wie is julle en wat maak julle so uitsonderlik? Ons is 'n gesin van 5 mense, 3 kinders en dan ek en my man. Die 3 kinders is dwergies en dan my man is so kort. Kom ons begin sommer by die begin, Rika. Hoe het jy en jou man Steven, korrek? Hoe het julle ontmoet? Hoe het hierdie gesinnetjie ontstaan? My man het die huis langs ons huis gebou. So ek het deur die venster vir hom altyd gekyk. Want ek en my pa altyd gestry van dan sê my pa vir my hy's kort en ek sê hy is nie. Ek het gedink hy staan net in 'n gat. Maar toe ons sien toe sê ek soos okay, hy is kort. En was Ja. dit dadelik liefde geweest of moes julle mekaar eers leer ken? Ja, ons het maar eers vir 'n rukkie uitgegaan en toe, ja, het ons getrou. Ek sien Chloe gegaan lekker daar as jy die storie vertel van hoe pappa en mamma ontmoet het. Dis nou voor jou tyd gewees, Chloe. Marika, vertel ons, het julle altyd gedink julle is 'n gesin wat graag sal wil kinders hê en het julle die moontlikheid bespreek dat die kinders ook dwergisme gaan hê en jy kan ook nou vir ons sê wat is die terme wat 'n mens gebruik, nie moet gebruik nie. Ek wil graag by jou leer as gesin ook, maar vertel hoe het julle gegaan van net pa en ma na 'n uitgebreide gesin, eers 1 en toe 2 en toe 3 kinders. Nee, wat, ons het nie regtig daaroor gepraat of gedink daaraan nie. Ek het net geweet dis 50-50, of hulle kan lank wees of kort. Maar gewoonlik is dit maar net een kind wat kort is, maar ja, by ons is dit nou al 3. Maar ons het nie vooruit beplan om swanger te raak of niks nie. En toe hulle gebore is dit iets wat 'n mens weet tydens swangerskap, dat jou kind wel dwergisme gaan hê, wanneer het jy dit geweet? En ek neem aan, ek meen die feit dat jy getrou het met 'n man met dwergisme sê tog reeds dat dit nie vir jou enigstens 'n kwessie is nie. Maar hoe het jy hierdie pad gestap toe jy nou besef, eers 1 en toe 2 en toe al 3 jou kinders het inderdaad ook dwergisme? Kyk, vir my het dit nie saak gemaak nie. Ek was bly, solank hulle gesond is ek maar bly, maar met Abigail het ek uitgevind sy's kort in my ja, ek kan nie onthou hoe ver was ek swanger nie. Toe het ek 'n sonaar laat doen. Toe het die dokter vir my bevestig sy gaan kort wees. Want hulle het haar armpies gemeet, na bene gemeet en haar kop en dis hoe hulle nou uitgevind het sy's kort. En toe ander 2 swanger is, toe sit hulle maar, okay, hulle is kort. Dit het nie regtig vir my saak gemaak nie, solank hulle gesond is. Wonderlik. En Chloe, hoe oud is jy en hoe oud is Boetie en Sissie nou? Ek wil graag weet. Jy kan sê as jy self wil, anders kan mamma maar vir jou sê. Ek is 14, Abby is 15 en Isak is 12. Okay, so jy het nou al amper 'n huis vol tieners, Rika. Nou nie meer klein kindertjies nie. Maar eintlik ook seker 'n lekker volgende fase. En soos jy sê, dis natuurlik vir jou 'n makliker aanpassing geweest omdat dit nie 'n kwessie vir jou was nie, maar die realiteit is tog seker ook dat jy weet ook dat die samelewing nie altyd so is nie en dis seker iets wat jou man ook al in sy lewe aangewoond moes raak dat party mense is tog wel maar diskriminerend of kyk anders na mense omdat jy anders lyk. So hoe het jy geweet gaan hierdie 3 kindertjies van jou se lewe dalk bietjie anders wees en hoe het jy hulle voorberei vir die unieke uitdagings daarvan om die lewe as 'n kort persoon en iemand met dwergisme aan te pak? Kyk, toe hulle babetjies was, het nou nie regtig saak gemaak nie. Dan sit nou maar, jy gaan aan. Maar toe hulle begin met kleuterskool en skool, toe begin okay, nou is dit net 'n bietjie anders. En om hulle gewoon te kry dat hulle kort was, ons het van die begin af gesê, jy's kort, die Here het jou so gemaak, jy is so gemaak, maar jy bly normaal. Daar's niks anders aan hulle nie. Dit gaan net, jy gaan aan soos normaal. So jy maak dit maar net van kleins af groot dat dit is normaal hoe jy gaan wees. So ja. Het jy ooit ervaar dat hulle dalk meer geboelie is as ander kinders of was daar fases wat besonder dalk erg was? Daar is mos maar ouderdomme waar kinders
nou bietjie Mm. klein is en dan kan hulle maar lelike goedjies sê, dalk dit is maar onkunde en as mens ouer word, word jy dan 'n bietjie meer sensitief en begin jy verstaan. So was daar spesifieke ouderdomme wat moeilik was? Hoe het jy hulle geleer om partykeer maar daai gemeene dinge wat ander kinders of selfs groot mense sê te hanteer? En wat is van daai goed wat julle al moes trotseer? Die laerskool voel ek was die ergste. Die kinders is soos erg boelie. Hulle is altyd iets te sê oor hulle. Dan soos net vir hulle sê, man, moet jou nie daaraan steur nie, gaan aan met die lewe. Dis nou maar net hulle is nie gewoond daaraan nie. En ek moet sê skool het ook baie gehelp. So hulle het ook met die kinders gepraat en dan het dit bietjie beter gegaan. En die hoërskool is dit nou baie beter. Hulle word glad nie gespot of geboelie of iets nie. So ja, dit is nou bietjie beter. En die groot mense is ook maar so, hulle sal soos vingers wys en sê kyk daar gaan hulle of kyk hoe kort is hulle. Ja. Chloe, daar kan jy vir my sê, wat doen jy as mense so maak as hulle na jou wys of as hulle leuk is? Het jy so 'n paar coping mechanisms of goedjies wat jy doen? Hoe maak jy? Ek doen niks. Doen jy niks? Dis eintlik partykeer goed, nê, om iemand net maar so 'n bietjie te ignoreer en dan voel hulle eintlik baie simpel. Dis eintlik 'n goeie manier om dit te hanteer. En dan ook, het julle praktiese uitdagings in julle lewe buite nou mense en hulle opinies en dinge? Ek neem aan as 'n mens kort is daar ook dinge wat nou maar net moeiliker is as wanneer jy nie kort is nie. En hoe het julle julle lewe daarbey aangepas, Rika, vir jou man en die 3 kinders? Ek dink dit het seker ook baie gehelp dat Steven hulle kon voorberei en hy was al ingerig vir sy hele lewe. So, maar vertel ons bietjie, hoe lyk julle lewe dalk anders om juis aan te pas by hulle? Of wat aanpassing is nou maar net jy trappies by alles. Jy moet goed laag sit in die huis dat hulle ook ten minste kan bykom. Anders moet jy heeltyd vra. Soos dit makliker, alles word laag gesit en dan kan hulle ook bykom. So dan help dit dat hulle selfstandig raak en jy jou eie ding ook kan doen. Maar verder is daar nie regtig veel veranderinge nie. O, en die klere. Klere moet ook korter gemaak word. Maar daarvoor het hulle ouma wat dit vir hulle doen. So ja, Was dit dis die al beste? wat ja. En ek weet, ek het al gelees en ook al op die TV gesien van Suid-Afrika het ons elke paar jaar daai dwergiefees en ek het gehoor julle as gesin gaan woon dit baie graag by. Vertel my 'n bietjie daarvan. Ag, ons het die kinders die eerste keer gevat dat hulle soos net kan sien daar is nog mense soos hulle. Dit is nie nodig dat jy nou moet uitvoel en anders voel nie. Daar is nog mense en hulle gaan ook aan normaal met hulle lewe. Die Here het jou so gemaak en jy is spesiaal en jy moet nou maar aangaan so. Jy gaan dit kan verander nie. Maar ja, die dwergiefees is baie lekker geweest, maar daar is nou nie meer een nie. Ag nee, dis jammer. Sjoe, okay, ek het gedink dit gaan nog aan, maar ek het geweet julle Nee. gaan woon dit gereeld by. Ek het gesien al julle kinders het baie selfvertroue, vaar baie goed in die skool en dit lyk darm, Chloe kan nou vir ons sê of is dit so, kom met mekaar goed oor die weg. Rika, dit kan tog ook 'n uitdaging wees en ek dink jy weet vir baie mense wat een of ander net iets is wat anders is. Kan dit iets wees wat jou terughou in die lewe of iets wat jy vorentoe gaan? Hoe het julle hierdie selfversekerende sterk persoonlikheid kinders gekweek? En ek dink ook nou dalk iemand anders wat in 'n selfde situasie is, of dit nou is 'n kind met dwergisme of net 'n kind wat anders lyk as ander kinders en wel ook 'n bietjie sukkel en wat sê maar ek wil ook sulke sterk persoonlikhede hê soos jou kinders en soveel selfvertroue. Hoe het julle dit reg gekry? Kyk, met Steven wat ook kort is, het baie gehelp. So hy weet presies waardeur hulle moet gaan en hoe dit voel as jy kort is, hoe jy behandel word en dit. So hy het hulle baie gehelp en dan het ons maar net, ons hou aan om vir hulle te sê hulle is normaal. Ons behandel nie anders of okay, wag, jy's kort, ons moet eers dit vir jou doen. Nee, ons los hulle en doen wat enige normale kind gaan doen. Jy los hulle net dat hulle en Steven wat ook kort is, help baie. En was dit ooit vir jou as die mamma wat nie dwergisme het nie, was dit ooit vir jou moeilik dalk daai wisselwerking tussen om ek kan dink nou as 'n ma en uit 'n ma se oogpunt op dat jy dalk heeltyd wil inspring en hulle beskerm as iemand gemeen is en lelik is, of dat jy bietjie moet terugstaan en hulle toe te laat om as mens nou so kan sê hulle eie battles te beklei. Jy weet, met jou perspektief as die persoon wat nie dwergisme het nie, hoe dit daai dinamika eintlik beïnvloed soos hulle nou groter geword het uit jou perspektief, ja. Nee, hulle my nog baie keer, ek spring baie in en ek word baie kwaad. Maar dan is hulle net soos, los dit net. En ek soos, nee, ek kan nie. Ek raak baie kwaad, soos as jy nie mal loop en
volgroeide mense wat soos iets wil sê of vinger wys of sulke goed, ek raak kwaad daaroor. En nou met die meisiekinders in die hoërskool, dan sal hulle vir my sê, ja, hulle is nou hoërskool, so ek mag nou nie meer inmeng nie. Maar as daar iets soos ernstigs is, dan ja, dan help ek hulle maar. Dan spring jy En dan in. Steven sal ook vir hulle sê, man, los dit net, gaan net aan. Moet jou nie steur aan dinge wat onnodig is nie. Baie goeie raad. Maar jy kan dalk ook vir ons sê, want ek dink mense is ook inherent nuuskierig en jy weet daar's gedrag wat natuurlik nie aanvaarbaar is nie, soos jy nou sê vingers wys en agter die hand praat en so. Maar ek wat nou sê nou maar ek het 'n 6-jarige dogtertjie en ek weet sy's nuuskierig en as sy iets sien wat sy nou nog nie verstaan nie, sy het nou die dag iemand gesien met 'n kunsbeen byvoorbeeld. Wat is die regte manier vir 'n kind wat dalk wonder oor julle gesin en jy weet nie 'n lelike benadering het nie, maar wat net wil verstaan wat dalk die eerste keer in hulle lewe 'n gesin van dwergies sien. Kan 'n mens kom praat, kan 'n mens 'n kind bring en vir hulle vra dat hulle dalk verduidelik of hoe moet 'n mens dit hanteer om iemand op te voed en te leer dat mense anders is sonder om julle ook aanstoot te gee. Kyk, ons sê nie om as soos 'n kind wat na hulle toe kom en hulle vra of net vra hoekom is hulle so, dan antwoord 'n mens verduidelik. Dan gee ek glad nie om nie, maar jy moenie kom en eers lelike aanmerkings maak of lag en dan wil vra nie. As jy vra, dan sit okay, dan gee ons glad nie om nie. Maar daai wat hulle soos lag of lelike goed doen, nee, ek hou nie daarvan nie. Ja, natuurlik ja. net basiese goeie maniere, né? En dis tog ook goed dat jy eintlik 'n wonderlike werk het om vir mense meer te kan leer en laat mense verstaan en so. En gepraat van dit, wat wil julle graag hê mense moet weet of verstaan? Chloe, jy's welkom om enigiets te sê as jy wil ook. As jy dalk vir mense wat wonder of wat dinge aanneem of so, wat wil julle hê moet hulle weet van mense met dwergisme? En wat is van die mees algemene dinge wat mense glo wat nie so is nie? Is daar mense wat partykeer dink jy weet dat jy verstandelik gestrem is, of wat is van die goed wat jy algemeen teekom wat mense regtig eintlik oor onkundig is? Kyk, ek sê sy is onkundig. Ek sal sê, soos as hulle met Steven of met 3 kinders praat, baie mense het daai neiging, omdat hulle kort is, nou outomaties dan dink jy, nee, hulle is nog babietjie. Moenie so met hulle praat nie. Hulle is oud, jy kan normaalweg praat. Soos baie mense sal met Steven praat asof hy 'n kind is. Nee, hy is nie. Hy is al 'n volgroeide man, so praat met hom normaal. En dan sal met die kinders ook so praat. En dan die ander kinders sal soos my kinders wil optel. Hulle is nie babietjies nie, jy hoef hulle nie op te tel nie, hulle kan loop. So ja, sulke klein dingetjies waaraan jy nooit gedink het. Kyk, toe ek 'n kind was, het ek nooit daaraan gedink nie. Jy dink nie daaraan dat sulke goed gebeur nie, maar ja, nou met my kinders wat so is, nou kom jy eintlik agter hoe lelik is die kinders met hulle. Chloe, hoe maak jy as iemand jou wil optel? Sê jy maar net van nee, los my uit of wat doen jy? Ja, sy doen. Dis die regte manier. Sy is nie die bang, sy is glad nie bang om haar sê te sê nie. Die oudste enetjie Abigail, sy is die kwaai ene en Boetie is so tussen die twee. Hy sal ook sy sê as hy moet, anders loop hy net weg. Ja, en so leer jy verskillende maniere om dit te hanteer. Maar jy het ook nou net gepraat van Rika dat jy weet jy het nie so groot geword nie, jy het natuurlik 'n heel ander lewe gehad tot jy nou vir Steven ontmoet het. So nou hierdie deel van jou lewe waar jy nou jou man het met dwergisme en jou 3 kinders, hoe het jou verander en wat leer jy by hulle elke dag? Dat niks onmoontlik is nie. Dis wat ek by hulle leer. Niks is onmoontlik nie. Hulle doen, as hulle iets wil doen, dan doen hulle hom. Of hulle kort is of nie, hulle doen hom. So ja, is 'n goeie ding om te leer. Wat het jou man en kinders al gedoen wat mense gedink het hulle nie gaan kan regkry nie? Ja, ek weet nie, daar's baie goed. So sy maak 'n plan as sy op 'n kas wil of 'n ding wil bykom wat ek nou hoog bere vir 'n rede. Sweets. Klim sy op die kaste. Sy gehaal vir hom. Ja, en dan die trappe by die skool, swaar tasse wat hulle dra, dit is soos ja. Ek sukkel om goed op te tel, dan kom hulle en tel dit op en sê ek soos, okay, sorry.
So ja. Fantasties, maak dit 'n plan. En was daar ooit wat daar vir julle ex gesê is wat julle nie kan doen nie, wat 'n teleurstelling was? Ek weet nie, dalk 'n sport wat 'n mens sou wou speel of nie kan speel nie, of gaan julle voort en speel dit in elk geval? Hoe werk daai dinge? Kyk, die sport het nou al 'n paar kere gemaak, veral met Chloe. Sy try netbal speel, maar ja, dan oor haar lengte, dan is dit soos sy word dadelik uitgeskuif. Nee, jy gaan dit kan doen nie. Plaas van net om eers gee 'n kans, laat sy oefen en kyk. Nee, dan is dit soos sorry. So ja, is lelike goed wat hulle maar partykeer daaroor uitskuif, maar nou op die oomblik doen hulle nie sport nie. Hulle worry oor die leerwerk. Weet julle al wat julle wil word as julle groot is, Chloe? Jy kan of self sê, anders kan mamma maar vir my sê, maar ek is nou baie nuuskierig. Weet jy al wat jy eendag wil doen? Ek wou 'n chef word, maar ek weet nie meer nie. Jy kom nie meer as chef nie, het jy nou te veel ander opsies. Ek het niks nie. Maak jy lekker kos? Hoekom het jy gesê jy wil 'n chef word? Sy maak Vertel baie my 'n lekker bietjie kos. wat hou jy van om te maak? Is jy meer soos buite en jy braai of is jy meer bak of meer kook? Wat doen jy in die kombuis? Ek dink ek geniet almal ewenveel. Rika, wat maak sy wat vir jou die lekkerste is? Nee, al haar kos is baie lekker. Rarig. Sy maak baie lekker kos. En dan sussie Abigail 'n veearts word. Sy's baie lief vir diere. En dan Isak, nee, ek weet nou nie, hy wou 'n ingenieur geword het en nou weet hy nou self nie meer wat nie. Maar hy's nog jonk, so daar's nog baie tyd. Ek wou nou net sê, dis nou darm nie dat daar in 'n raas besluite gemaak hoef te word nie, maar as ek nou ooit daar by Middelburg verbyry, dan sal ek graag wil kom proe wat maak jy, Chloe, om te eet. Jy het nou gepraat van oupas en van ouma Rika, het julle oupas en oumas en watter rol speel hulle in julle lewe? Ek wonder sommer ook, Steven se ouers, het enige van hulle ook weggesny? Ons bly op die oomblik by my ma. So my ma pas hulle op en sy haal hulle by skool, dan help sy met huiswerk en kyk na hulle terwyl ek werk. En dan Steven se pa lewe nog. Hy is soos baie lief vir hulle, baie vir hulle. Maar hulle sien hom nie so gereeld want hy bly in Johannesburg en dan Steven se ma is oorlede. En dan is Steven hulle is 6 kinders, maar net hy is kort. Daar's niemand anders in hulle familie wat so is, net hy is. En oupa. Nee, oupa is nie kort nie. Nee, maar hy is so O, my pa is oorlede. Ja. So dis baie interessant, so Steven al een in die hele familie. En toe, dit is daar's niemand interessant. anders nie. En ek wou eintlik nou daar aan die begin gevra het, maar jy moet ook sê hoe kan mense praat? Sê jy iemand met dwergisme, is dit vir julle okay as iemand sê jy's 'n dwergie of gee dit aanstoot? As iemand ook nou julle dalk raakloop en wil praat, wat sê mens, wat sê jy nie? Ek verkies om sê kort mense. Dwergie klink net so nie reg nie en dan hulle hou glad nie van daai woord midget nie. Dit is soos asof jy hulle vloek. So hulle hou glad nie daarvan nie. So ek sal sê kort mense of hulle het name. Noem hulle op hulle naam. Vra vir hulle, wat is jou naam? En dan sê jy, okay, Chloe, ek wil dit weet. Maar ja. En as hulle dalk eendag later in hulle lewe, hulle is nou groot mense en hulle kry dalk die episode erns, wat wil jy hê moet jou kinders weet, Rika? Wat is jou boodskap vir hulle? En sy sit nou daar sommer langs jou, so jy kan sê, maar jy weet, as jy 'n toekomsboodskap vir hulle kan gee as mamma van hierdie 3 kort maar baie unieke en spesiale kinders, elk in hulle eie reg, wat is jou boodskap vir hulle? Dat ek is baie trots op hulle, en dat ek baie lief is vir hulle, en dan moet altyd nederig bly, en dan die Here glo. Chloe, jy kan as jy wil, maar jy hoef nie. As jy net regtig as jy wil. Wil jy vir my vertel van jou mamma, en wat maak haar 'n baie spesiale mamma en die beste mamma vir julle 3? Sit reg goed. Sy werk vir ons, dat ons 'n medies kan hê. Sy sorg vir ons, sy staan vir ons op. Die beste wat En ek daar is. Ja, dit is vir ons. Is daar enige ander, ek dink nou as hy sê ook mediese fonds, is daar enige soos mediese komplikasies as gevolg van die feit dat hulle kort is, Rika, of nie regtig nie, is hulle, jy weet, is die gesondheid presies soos enigiemand anders in, of is daar situasies as 'n mens se lyf korter is wat anders is as andersins? Daar is, maar ek dink dit kom maar van mens tot mens, maar ek moet sê my 3 kinders het baie min van dit
afgekom. Daar's kort mense wat dit baie erger het. Al wat hulle het is soos hulle gehoor en oë, maar dis kan enige iemand oorkom en dan die mond, die tande is ook 'n storie. Maar verder, en Chloe het beenprobleme gehad, maar dit is ook nou uitgesort. So ek kan nie sê dat daar regtig iets groots is wat anders is nie. En vertel my net so 'n bietjie van julle gesin en julle vrye tyd. Wat is vir julle lekker om saam te doen, die 5 blou saam? Wat is vir julle die lekkerste gesinstyd en dinge wat julle saam doen? Ons gaan visvang. 'n Visvang en dan maar gaan in die mall loop en saam movie kyk. Wat is jou gunsteling movie, Chloe? Avatar. Weetjies. Rika, jy het nou gesê jou ma bly daar by julle en sy help julle baie en omdat hierdie podcast se naam is 'n ma en 'n mikrofoon, dis dan ook my laaste vraag vir jou. Vertel my, wat het jy by jou ma geleer en dalk veral op toepassing van jou kinders en die feit dat jy die gawe gegee is om hulle mamma te wees en jy gekies is om hulle ma te wees. Wat het jy by jou ma geleer wat jou voorberei het vir hierdie reis as ma vir hierdie 3 spesiale kinders? Dat ek lief moet wees vir hulle en dat jy moet altyd jouself wees en jy moet nederig bly. Ja, is maar jy moet hard werk vir wat jy in die lewe wil hê. Rika, baie dankie. Dankie vir jou tyd en dat jy met ons gesels het oor julle gesin en 'n bietjie inligting gegee het dat mense ook beter kan verstaan. Aan die een kant, jy weet dat mense ingelig is, maar aan die ander kant ook om te sien, soos jy sê, net 'n normale gesin, pa en ma en 3 kinders, elkeen spesiaal en uniek. Maar dankie dat jy gesels het oor julle die baie spesiale Lou gesin van Middelburg. Is 'n plesier. Dankie vir jou ook.